Yes, ons is hier so met my legend, Koos Kombuis. Okay, wie is Andre? Andre. Andre is my ma as 'n kind. Is dit? Ja. Weet jy hoeveel bladsye is daar van jou op Wikipedia? Want as ek gaan navorsing doen, en ek op Wikipedia gaan lees jy maar op. Weet jy hoeveel bladsye het jy? Jy omtrent 6 bladsye. Nee, dis jy Maar daar's groot belangrike onderwerpe wat nie so baie bladsye het. soos wat? Ek kan nie onthou. Ja. Nee, genade. Hoor jy so? Kom ons begin so met hoe die musiek begin. Hoe die eerste liedjie begin. Okay. Ek het 'n gitaar gekoop. Wat is dat? Daai tyd staan dit 9, wat se dis daar? Ja, groot ook, ja. Ja. Nee, ek is ook nog in die standaards. En ek moes 'n rukkie spaar, want dit het R4 gekos. It's a baie oud, fucked up nylons en al gitaar. Gekoop by Pel van my in Kleinmond. Ja. En ek was baie excited oor daai gitaar. En ek het myself geforce. Ek leer nie maklik nie wat skills nie, maar ek het akkoorde geleer. Ek het dag en dag geoefen. Okay. Dat ek net een popliedjie kan speel met tenminste 3 akkoorde. Ek weet nie, ek kan nie nou onthou wat se dit was iets van Creedence Clearwater Revival. Ja. Seker. I see a Badman Rossi. So iets ja. Die Ja. En ek wou dit doen. Ek het nooit vir 'n oomblik gedink dit gaan 'n job word nie. Glad nie. Ek wou nie ek het ook nie in die begin gedink ek gaan my eie songs skryf. Wat het eers gekom, die poesie of die Ek was 'n ernstige digter, maar ek het geen verband gesien tussen dit en musiek nie. Ek wou popliedjies, ek wou ander ouens se songs kan speel by parties soos ek het een van die ander songs wat ek vinnig geleer het was Proud Mary. Okay, ja. En sulke goed kon ek speel by parties en ek het gedigte geskryf. Wat is jy gaan ene die Bob Dylan tune? Ja, so baie. Maar daai tyd was die beste musiek was in daai tyd en dit was 3 akkoorde. Dis vandag nog hier. Ja. My musiek veral. En toe uit die eendag toe skryf ek 'n song. Ek dink my eerste song was in Engels. Ek onthou nou nog, dit was die liedjie se naam was I Came to Bury Margaret Here. Moes 'n melodramatiese liedjie van 'n vrou wat dood is. Ek travel en nou moet ek en toe raak my popliedjies wat ek kan speel raak op. En toe draai ek die Beatles speel, die Beatles is Ja, nee, daar's 'n paar. Kry ek dit en nou toe begin ek my eie poesie in liedjies verander sodat ek nie ander ouens se songs hoef te leer nie, want dan kan ek self besluit wat se akkoord ek gebruik, dan kies ek die maklikste akkoord. En toe begin ek liedjies skryf. Ja, dit was strange. Ek het nog steeds nie gedink dit gaan 'n karier word nie. Glad nie. Daar was nie eintlik Afrikaanse musiek daai tyd nie. Daar was Anton Goosen so 'n bietjie. Ja, nee. Ek bedoel, ek was die soort musiek wat ek gelove het in Engels. Daar was nie sulke goed in Afrikaans. Ja, maar dit is Anton Goosen was vir my actually om eerlik te wees, ek hou nou nog van hom as speler, maar sy musiek was vir my baie boring. Ek het gehou van T-Rex en sulke goed. Ja. Hy gaan ons seker vir maar en sy sê van my rock and roll nie. Dit is vir my meer folk musiek as ek het. Eintlik ja, maar dit was een van die eerste ouens met 'n band agterop, nee? Ja, daai jeugdrock het hy was actually officially die eerste rocker. Ja, daar in Afrikaans, maar als jy nou wilt geloof nie. Ja, nee, ek dit vir my persoonlik, sorry Ans, maar vir my persoonlik is jy die eerste rock and roll, die eerste heavy rocker. Of dan James Phillips miskien, ja. Hoor jy so vertel vir my van jou en James se connection, waarom al is niemand? Hoe het julle ontmoet? Dit was love at first sight. Dit was niet... Toe ek sy album hoor, ek het die album gekoop op die Groentemarktplein nie. Dis hoe ek by Shifty Records uitgekom het.
Want ek luister toe die album, ek het 'n girlfriend verloor oor daai album. Toe vat ek het saam per gebly in haar woonstel. Toe vat ek hierdie album so toe en ek speel dit oor en oor en oor tot sy my afgesê het. Was dit van sy Engelse goed of? Nee, dit was sy eerste Afrikaanse album. Daai het hy heel eerste goed. Okay. Engels. Hy my vasdopper op. Ja, daai goed. Daai ek het nie toe. Ek is verlief. Dis ek by Shifty Records uitgekom het en tog ek as hulle En hy was Engels. eintlik ja, hy's 'n Engelse doen. En hy's die enigste van die lot van ons wat 'n musiekgraad gehad het. Hoewel Het hy 'n musiekgraad gehad? hy kon note lees. Hy's die enigste een van ons wat dit kon. Hoorie, ek wil Ek dink amper sy album het hy gebruik as 'n tesis vir 'n nagraadse graad. Dit was sy voorlegging en hy het deurgekom op dit. Snor City. Daai goed. Ja. Ja, maar as jy luister na Snor City se production, is dit ook myle voor die tyd. Ek weet die brass section, die hele reis van so ek is uit 'n musiekgraad gehad. Hierdie ou het my so gefassineer want jy kon nooit sy gesig sien nie. Hy het agter die hoed oor sy oë gehad. Is hy? En toe ons op die Volvry toer gaan hy ook die hoed. Mens kon nooit sy gesig sien nie. Hy was eintlik skaam. Nee, ek het. En ek ontmoet hom, ek travel op net om vir James te ontmoet. Ons het 'n afspraak, ek weet nie waar dit was nie, in Witse Cafeteria of iewers. Hy's kaalvoet, hy het hierdie hoed op. Hy het verbande om sy twee groot tone, wat hy seer gekry het. Met sulke bloedspatsels. Hy het daar kaalvoet en toe ons begin gesels. Dit was nie Ja, dis dat instant connection. Dis dat Instant. Een van daai dinge wat en jy het ons voorgestel aan sy musiek. En ek weet so as jy 'n foto van my toe ek so 27 was en jy sit 'n foto van Jairus Soda so langs mekaar. Ja. My maat. En ek is aangeneem. Okay. Maar ek sal dit nou wys op die podcast as ek twee so hy fascineer my hele lewe nog lank. Maar ja, dit was nuwe musiek. Koos, jou goed was op nuwe musiek. Ek wil net sê ek dra hierdie hele gesprek op aan my groot bra Werner Pinaar. Ons het gehike na jou gigs toe in Pretoria. Ek ken nie die plek se naam. Ons was by 'n paar van jou gigs. Like is daai twee stout gatte waar daar agter sit 'n tequila drink. In Skelms rook op buite. Ja. Hoe het jou en Anton se paai ge? Ek het van die begin af besef, hoewel ek nie so mal was oor sy musiek nie, daar was 'n paar songs wat ek actually mal oor was. Ek praat oor goeie soos Simon. Ja, dit is beautiful. Ja. Donald. Ek het besef, ek kan nie hom uit die equation uitlaat nie. Hy is daar, hy het die standaard gestel. Amper soos 'n challenge. Afrikaanse musiek met 'n band. Ja, en met die leerbaadjie. Ja. Nee, hy het dit gedoen. Ja. Hy en natuurlik David Kramer. Ja. Hulle was daar gewees. Want David Kramer se musiek was ook anders. Ek het later met David Pelle geraak. Ja. I mean, dis late in songs, maar dit is anders. Dis wat kan so amazing maak dat die oorspronkelijke tyd af van die journeys wat vat jou verder met Angs. En ek het toe vir hom gaan kuier op sy plaas. Daarna by Harties. Ja. Het was chaos. Ek gaan kuier, ek het daai tyd het ek mos nie net vir iemand gaan kuier nie. Ek het 20 van my pelle saamgevat, dan trek ons in. Dan by ons nog as dit nie aanhou bly vlek. En gelukkig Hoe is as jy toe gewees het? ek het geen die fuck hier studeer. Nee, ek sou 'n bietjie op die Google. Sit ons hy op die ou en toe bring hy 'n album vir my uit en Wat een was dit? Wat nie Niemandsland was dit nie of elke boemelaar se droom? ek dink dit was sorry my gee. Ja, nee. Nee. En toe kom ons op 'n punt dat ek en hy vassit. En as jy my nou vra hoekom, ek het nie 'n klou nie. Ons het iewers oor iets stry gekry vir jare lank. Serious. En na die tyd toe ek eendag dink maar ek wil nie met Anton praat, ek is mos nou kwaad vir hom. Dit probeer ek onthou, maar hoekom is ek nou weer kwaad vir hom?
Toch ek maar as ek dit nie kan onthou nie. Ja, dat was het. Dan is ons maar weer pelle. Ja. Die rock is weer pelle. Hoor jy so, is dit waar kom Koos Kombuis die naam vandaan? Eintlik was dit nie 'n career choice nie. Ek het in mense se kombuis gesquat. Kort nadat ek uit Weskoppies uit is, ek was bietjie wanneer ek klomp mense in 'n woonstel. En dan was net saaplik in die kombuis op 'n couch. En ek dink toe ek wil 'n nuwe naam vir my soek en ek weet ek vat Koos. Koos was my bynaam op skool. Okay, ek voel gemaklik. Toe soek ek iets wat allitereer. En natuurlik was daar baie ander moontlikhede. Maar een oggend word ek wakker en ek besef, fuck, ek bly die kombuis. Dis Koos Kombuis. Selfs toe, dit was nog nie 'n career choice nie. Dit was net 'n nuwe naam wat ek vir myself aan my pelle wil voorstel. Ek is nou Koos Kombuis. Ek het nie aan gedink as 'n skuilnaam of niksie. En toe sê ek vir die girls in die flat, ek het nou besluit van nou af is my naam Koos Kombuis. Hulle het my gedoop met 'n koppie water. Ek het die wasbak uit en seremonietjie gedoen. Feeslik toe gaan ons aan die syp en toe sê ek nou Koos Kombuis en toe ek nou later begin goed uitbring, toe sit ek dit maar onder die naam Koos Kombuis en toe raak dit suddenly took off. Hoor jy so dat Completely, dit was toe die regte keuse vir 'n naam, hè? Beter as André Leroux de Toy in daai strand. Ja, ek is van Joburg vir julle, is van die Kaap af. So die Kaapse ouens het altyd hierdie byname soos Akkedis hulle en Gian Groen en Koos Kombuis. Daar was dit maar dis Janie de Toy, daai van die mense. Ja, so maar nou ja, hoor jy sê vir my so het Antoinette mos daai album produce. Die Boemelaar. Ja, ek dink dit was Boemelaar se droom. Nou dit was in 'n groot studio gedoen. Ja, as dit jou eerste keer was serious shit, dit was Megalo. Ja. Sy die eerste keer wat jy in so 'n studio instap. Ek weet Dirk was my manager. Ek kom so aan met ons stuk in 'n kombi en die parking lot en lag hulle vir ons. Nee, dit was serious shit. Ja, groot konsol, groot days. Ja. Groot spasie. Dit was serious. Kan jy onthou wie die band was? Daar was 'n paar baie interessante ouens, 'n paar van sy connections wat ek nie almal die name kan onthou nie. 'n Swart ou wat so moeg se buis. En pelle van my, weet jy, dis so lank terug. Ek dink Gawie was daar rond, maar dalk was dit net vir die girls. Ek kan nie onthou wie se speel dit op. Dis jy vra my 'n donker tyd in my lewe wat ek het net sulke asof ek het gedroom het. Baie ek onthou die dit was Peter Pearlson. Ja, dis reg. Hy het op die komputer gewerk. En ons het nogal lank rekorde, hele paar dae, dalk 'n week lank en Anton Lemoore was daar. Ja, dis reg. En Dirk het vir ons dagga gebring in die stereo, dat ons nie verveeld raakie. Ja, nee, maar verder weet ek nie. Dit is Dat Dirk is was hier om die draai was. Maar ja, ons connect mekaar ook nou 'n keer. Ons was ook 'n klap nie vriende nie, maar hier sit daar ek sien terug. Hy verkoop mos nou vinyls. Ja, hy het 'n lekker besigheid. Yes, maar ja. Hy het 'n lekker plek daar klein maar. Hy raak dit elke keer as ek hom sien sy verlief op 'n ander vrou. Yes. Hy was nog altyd so. Ja. Dit maar so hy het iets om besig te. Hoor jy so nou in die politiek na daai tyd. Ek meen julle het ons koppe gechased. Dit is spyt. Julle het ons koppe opgeskiet. Dit was nie julle idee nie. Maar ek die protestsongs, ek en jy skryf nou nog protestsongs. So stou dit aan die ander kant. Ja. maar daardie tyd die konsepte vir ons as jong seuns wat daar gaan sit het. Jy weet jy kom uit daai NG doktrine uit. Ek dink dit is baie beter vandag, maar daai jare was dit dit was verskriklik. Ja, en die goed wat hulle onthou jy nog Calvinisme? Ja. Ek kon nie nou nog weer dit uitgedink. Waar het dan daai kak gekom? Nee, wie jy maar alleen weet. Maar om dan in jou show in te kom, ek was nooit daar met die vol vry beweging as sulks. Dit was bietjie voor jou. Dit was voor my tyd. Toe was ek nog op skool. Maar toe ek studente, toe ek student slaap, toe jy al met soda shows hier. Ja.
en toe kom jy op die koppie goeders. Maar nou daai tyd is julle ooit vervolg. Ja, Jesus, het ons... Nie seriously, en die kere wat ek in die tronk was vir heel unrelated goed. So, nie vir politiek ooit. Ja, nee, maar het julle gevoel, julle... Maar hulle het ons moeilikheid gegee, hulle het my pos onderskep, ek het agtergekom, my posstukke raak weg. Nee. Kom nie by my uit die. Of ek kry 'n koevert, dit is opgeskeer en weer toegeplat met sellotape. Weet ek het binne die brief gelees. Dan lag ek lekker, want daar was niks politiek in nie. Dit was net 'n klomp kak, jy weet. En ja, hulle het ons, hulle het my een keer ondervra van dit 'n uur lang by 'n show, buite 'n show. Buite 'n show? Ja, ek het net klaar gesien toe gryp die kop by. Genian? Gaan staan met my. Hy was nie aggressief nie. Ek het hom jare later weer ontmoet en hy toe aan my erken. Hy was toe al 'n fan, maar hy mag dit nie gesê het nie. Maar weet jy man, dit was nog 'n vraag wat ek vir jou gehad het. Het hulle ooit na jou toe gekom na die jare gesê, "Baie sorry, ons is maar nou daar ek het geweet ons is in gevaar en hulle kan ons enige tyd optel en vat. En hulle het baie duidelik gemaak deur die manier hoe my liedjies is verbied oor die radio. Hulle was definitief die vyand. Ek bedoel, hulle was sigbaar en hulle was daar. Hulle het nie van ons gehou nie. Maar was dit erger in die dorpies as in die stede? Dorpies was actually lekkerder. Het was cool. Maar ek was nie, soos ek sê, ek was nie in die tronk wat politiek uit nie. En as ek swart was dit het wat meer afgekak. Ja. Maar ons was Afrikaanse, jong, wit Afrikaanse kinders. Ons was hulle kinders. Hulle het nie mooi geweet hoe om dit te hanteer. Wat om te maak af van nie, hulle kon nie uitfigure nie. Hoekom is, behalwe dat ons nou kwaad, ons het dan alles. Hoekom vat ons die ander ouens se kant, ons het dan die opvoeding en die voorreg en die geld en jobs en wat se kak is dit, hulle kon nie dit uitfigure nie. As dit nie, Breitenbach is eintlik die vader van my politieke bewussyn. Genian? Ja, beslis. As ek hom nie op hoërskool ontdek het, ek het sy poetry begin lees en vir die eerste keer het ek begin. Ja, dit was 'n verstaan. Apartheid is dalk nie so cool hier nie. Ek bedoel voor dit ek weet nie so baie dit dis maar hoe die lewe is, jy weet. Ek weet nie. Ja, as 2 poskantore in plaas van 1. Ja. Daar het dink jy hoekom? Ja. Kost baie meer geld om 2 poskantore te bou. Ja. Ja, nee, ek het ek sal nooit vergeet toe ek jazz geswat het. Dit is in 1990. Ja. Was die meeste van die muses was swart geweest en op Technikon jy swart musiek, so die ou wat die hardste speel is jou here. Ja. Weet en die manne het Joel man, ons white het nie regtig geweet wat ons doen die ouens het gespeel, so ek het nou nog swart pelle van daardie jare wat briljante musikante is, en dit het net die sin gemaak, dit het eenvoudig die sin gemaak. Ons het ook daai tyd connect met ouens soos Brasse van die Kaap en Poitikos, hulle was anders, hulle kom uit 'n ander angle, dieselfde protes, net so kwaad soos ons, oor dieselfde goed. Ja. Maar dan stap hulle by 'n kamer en die eerste wat hulle doen, die eerste ou gaan staan sy kop en tol in die ronde. Fuck, dat kry ek iets ding. Yes, ek het hulle naam lank al gehoor. Ja, dit was amazing. Dit was baie lekker om daai connection te maak. Sê, ons is nie alleen nie. Ja. As baie ons wat so voel. Ons is actually omtrent die laaste wat op hierdie bandwagon klim van fuck apartheid. Ja. Dit gaan toe al jare aan. Ja. En toe ontdek ek dit. Ek die roots van ons struggle. En toe besef ek dis 'n groter ding as wat ek ooit besef het. En ek is moes trots om daarvan deel te wees. Ja, ons is baie dankbaar vir jou. Dankie tog. Maar dit was jy nooit bang nie? Of was jy Ek was te gerook om bang te wees. Fair. Hoor jy 'n kerkorrel? Ai, tog. Ek het hom een keer in my lewe ontmoet. Hoe kan met Anton Koos sit so om te brei? Ja. Was ek deel van toe te kom? Ek dink hy was miskien my beste pel ooit in my lewe. Genial. Ja, wat ek weet nie of hy so oor my gevoel het nie, maar ek het hom nogal admire. Daar was ook 'n periode
van kwaai vriendskap. Maar dit het ook met die tyd gelukkig weggegaan. In fact, ons het seriously verder gemaak 'n jaar of wat voor hy dood is. En hy het die kom kuier en ons sou nog die volgende naweek na hy dood is, sou ons nog na hom toe gegaan het. Ete afspraak. Sure. En ek was, my eerste reaksie toe ek hoor hy is dood was, jok bliksem, wat nou van ons ete af? Ja, nee, ja, dit was... Maar dis 'n tipe van denial, jy weet nie, jy wil nie dit glo nie, dis net te erg om te glo. Ja, maar ons was bitterlik close geweest en hy, ja, ek dink ons was 'n ruk lank, omdat hy op 'n stadium, ek het die movement soort van aan die gang gesit en hy het redelik vinnig oorgevat. Hy was die frontman en dit was reg so. Ons het hom op besef, hy is die aangewese ou, hy het die looks, hy het die charme, hy het geweet te werk die journaliste, hy was self 'n journalist, hy het die pers verstaan. Okay. Maar dit het ook jaloesie veroorsaak, want skielik is hy die main dude en ek is sy kolonel. Ek besef, ek het eers later besef ek was jaloers. Daai tyd het ons ander, maar never mind, dis kort uitgesort en verby en ons het weer pelle geraak. Ja, hy het 'n massiewe impak gehad. Ja, in terme van Hy het ook baie modern geraak na die einde toe. ja, hy het Bietjie dans, bietjie meer dans. snaakse albums uitgebring, vreemde. Hy het sy styl afgewissel, dan probeer hy dit en dan probeer hy dit. Party het beter gewerk as ander, ja. Maar hy het baie probleme gehad in homself. Hy het van die begin af my herken hy aan depressie. Ek het nie geweet waarvan hy praat nie, ek het dit nie geken nie, so ek kon nie regtig appreciate wat hy vir my probeer vertel nie, maar dit was toe op die ou end 'n groter faktor as wat ek besef het. Dit was Ja, dis sy einde beteken. dit is 'n real ding. Ja, Boerie, warm lankes. Dit was een band, my draag. Dit was Skalkie op buis. Nee? ja, dit het verander, maar dit wat is ek dink op in die begin Dagga Dirk op dromme, en soms Dapper Jannie op dromme, Dapper Jannie van Bloemfontein. Skalk op bass en Anton hoor lead gitaar, jy kan nie verbeter ons vir ons dit. En dan gaskitsnaal die female vocalists en goed is het gekom en gegaan. En Frost het ons ook veel gespeel. Ja, later, ja. Ek en Frost is ook. Weet maar, hy was jong geweest Hy vir. was toch een lightie. Ja. Hy het ons huisig opgepas, hy het ons hond verloor. En hy is toch een stout seer geweest. Ja. Nee, weet ek weet nie of jy, want hy het die voelvrye reunie by Cactus op die vlaktes. Toe het julle almal gejol en dan dit was so 'n reunie geweest. Van die voelvrye beweging by Cactus. Ek was ook daar. Ja, jy was er so. Jy was daar, ek gaan nou vir jou die storie vertel. Maar daar was 2 jong nuwe bands wat gedebut het daar so. En een van hulle was Akkedus Okay. en die ander was ek geweest. Ons was ja, so ek en hulle, ons het nog so gestry met Dirk en gesê Ek het jou carrière nogal gevolg in die begin. By interviews, ek het vir my kannetjie gesê, check hierdie ou, jy moet hom uitcheck. En toe raak sy ook nog 'n fan. nee, dis lekker. Maar nou sit nou te trouens, want ek sit in hier. Ek wil nie begin nie, want as jy begin laat niemand. So ek wil laaste speel. Het nog op een of ander manier het dit toe so uitgewerk. So ek dis hulle is eerste op. Okay. En Valiant speel laaste en ek speel na Valiant agteraf. Ja, na Valiant volk of al die mense. Het is nog so donker. Dit is dit geweet. Ja, dit het wel gebackfire. Maar in any case, toe ek daar van die stage af toe stop jy vir my. Net toe gee jy vir my 'n drukkie. Echt? Ja. En dit was voor me the biggest moment in my career. Dis hoe hierdie goed is gebeur. Kast. Lisa se klavier. Geniet jy nog om haar sang te sing? Of vir 'n ruk lank was ek gatvolle voor en toe ontdek ek dit weer. Toe word ek eendag wakker en die woorde gaan deur my kop en ek Dis 'n mooi sang. vir eerste keer besef ek hoekom die sang gewild is. Met alle respek, ek al weet dis my sang, maar dis nogal goeie lyrics. Ja, dit Ek het dit ek is so gewoond geraak. Ek het dit aanvanklik as 'n
Ek het in die woonstel, ek en Lisa het pelle geraak. Dat een van die min meisies, mooi girls wat ek ontmoet het, met wie ek nie 'n verhouding probeer begin het, want ek het besef ons het bietjie min in gemeen om 'n verhouding te bou. Ek was sensible genoeg. En ek wil nie net vry nie, ek het en so nogal respek vir gehad vir die eerste keer in my lewe. Sy het respek afgedwing. Sy was 'n nice girl. En ons raak toe pelle en ek trek in die woonstel onder haar sodat ek nou en dan kan gaan kuier en speel sy vir my klavier. Dis vir my heerlik geweest. En dan leen ek by haar geld en dan fok of ek weer en daal nooit terug. En eendag ek het al baie geld geskuld toe al, seker omtrent 20 rand. Maar 'n paar keer 4 rand op 'n slag geleë. Tot die daai dat was vol baie geld. Ja. Dis skryf ek hierdie nog as ek 'n rympie vir haar skryf en dit onder haar deur sit, dan maak ek haar sag sodat ek oormôre weer kan gaan geld. Dis skryf ek hierdie lyriek presies al die lyrics soos dit is. Ja. Soos 'n klavier se woorde. Ek het dit klaar geskryf en gedink, "Hierdie is daar Marconi." Dis ek en sy kan nie sy gaan dink sy gaan nie deur sien, sy gaan besef. Maar ek sê dit onder haar deur. 2 dae later gaan klop ek aan haar deur. Sy sê, "Hierdie pragtige gedig." Sy is in ekstase daaroor. Ek sê, wow, kan ek vir jou grap doen?" Maar jy het dit toe self getoon sit. Toe lê die gedig daar in haar woonstel rond. So jaar later is kuier ek nog by haar en hier lê die toe sien ek hierdie gedig lê nog daar rond. Kan ek dit saam met my vat? Ek moes net 'n tune probeer kry. En ek gaan huis toe en ek skryf 'n tune, gee al myne idee. Ja, dat is my grootste hit. Dat is No effort. wait so. Dit is Verstaan het. Dit is seker een van jou songs wat die meeste gecover. Maar dit is soos ek nou besef het, die woorde is eenvoudig, maar dis nice woorde. En ek dink dit is eerlik. Ja. Want dit presies vertel van hierdie vriendskap Dat tussen 'n man en 'n meisie. ja. Daar's nie seks, Daar dis nie 'n lastig. nie 'n doodgewone Ja. vriendskap, iets wat onderskat is. En iets wat it was frowned upon. Om 'n girl te ken en jy maak nie van haar 'n groepie nie. Ja. Ek was so Om 'n vroulike pel te ek hê. is so bly dat dit gebeur, want dit het die voorbeeld geword vir hoe ek later met meer vroue begin omgaan en veral nou ek is nou vertroud, obviously. Ek maak nog steeds vriende nou. En dis die basis waarop ek en dit is nice. Ja. It's healthy, dit is goed. Jy weet dat vir my so fascineer van jou songs is jou melodie is so mooi. En dit is ook nie, dit is nie geleerd nie. Maar dit is so mooi en so true. Dis hoekom jy so bly baie hits het. Want dit is so catchy. Ek sit daar juist om voorbereiding te doen op vandag se chat luister ek natuurlik na vir die laaste week net Koos kom by so juist. En dan sit ek net weer. Maar jy moet nou onthou vir ou soos ek. Dit bring memories terug my man. O, genade, dit bring baie parties terug. Baie ja, baie moments, baie goeters. Johnny, shit. Ja. ek wil jou 'n storie van Johnny vertel. Ek het hom nie geken nie. Dit is ek was toe ek net begin one man band was en dit ons gejam. Wel, dit ek moet al die Engelse plekke, die Virkens en daai tipe plekke gesoek. So ek persoonlik dink ek is die eerste ou wat Afrikaans begin sing het in daai pubs. En die song wat ek gecover het was Johnny. En dan sing hy hele Orient saam, Paranoia. Maar vertel vir my. Ek het Johnny ook so ontmoet in die verbygaan en ook een van daai nou en dan het dit gebeur, soos met James Phillips en met Capital ook, dat ons 'n vinnige vriendskap ontwikkel het wat nogal close was, abnormaal gou. 'n Kwessie van 'n week, toe sien ons mekaar elke dag. En dis al, ons het nie musiek gemaak saam of niks gedink aan seker goed nie. Maar ek het hom baie dikwels gesien. Ek kan nie eens onthou dat ons drugs gedoen het saam nie. Dit was nie daai, hy was nie so feeslik into dit anyway nie. Hy was net 'n nice ou wat ek leer ken en toe hy dood is daai dag, dit was 'n paar van my pelle saam met my in die kar, dit was it completely shattered me. Ek onthou ek het daai aand sit ek in die bar, plat op die vloer, met pen en 'n stukkie papier en ek besef, as ek nie nou
hierdie gevoelens uitskryf, gaan dit my doodmaak. En ek sit daar in die kroeg, plat, 1 uur die nag skryf ek die lirieke van Johnny is die dood op 'n stukkie papier. Ek het geweet dit gaan eendag uit 'n sang raak. Vat ek dit dan huis toe. Nou het ek hierdie woorde. Ek weet dis 'n liedjie. Ek het 'n hele ruk gesoek. Ek kon nie 'n tune kry nie. Want ek het al hierdie hartseer tunes probeer. Jy sal nie glo wat toe gebeur het. Ek droom een nag van Johnny. En die droom, this is true. Johnny sê vir my, Koos. Ek sê, ja Johnny, ek dog jy is dood. Hy sê, Koos, nee, fok dit. Ek hoor jy het 'n song oor my geskryf. Ek sê, ja Johnny, ek kry net nie 'n tune nie. En Johnny sê vir my, Koos, ek hou nie van fucking stadige hartseer songs nie. Daai song moet rock. Ek sê, okay Johnny, volgende oggend kry ek kyk die rock tune, G, D, E minor, C en dis Johnny. Toe skryf ek op. Hy het hom Ek sal nooit weer na die idees gegee. Ek sal nooit weer na die song maar ek ken nie die backstory nie. Ek vertel dit nooit vir mense nie, maar dit het regtig. Ek vertel dit vir niemand nie want dit klink onmoontlik. But this is truth God, dis presies wat gebeur het. Yeah, that's beautiful, man. Crazy, nee? Daai is Koos, ek het nou nog haar stem. Koos, daai song moet rock. Ek hou nie van stadige. Maar dit was hy. Ja. En dis ja. Ek weet nie, ek het gesê dis 'n droom, baie helder droom. Nee, dit was verseker hy wat nou wat weer gesê het. Nee, dit is stadig. En hy het regtig, ek onthou as ek nou terugdink oor die musiek wat hy geluister het, dis altyd hierdie fucking heavy metal goed. Ja. Hy het nie gehou van ballades nie. Dis beautiful, Koos. Dit is beautiful. Nooit gebesef dit moet 'n rock song word nie. Toe word dit 'n rock song. Tjoh. Nee, ek is stonk. Hoor jy so, okay. Reggae. Ja. Hy bring altyd 'n reggae song uit. Wat dit Valiant toe ons voorstel in Heilbron gedeel het, is ek en Valiant en so 30 mense. En Ja. Dit was daar maar een slaapkamer hoor. Die een in die bachelor. Dan sou al die dakies op ons kom kuier in Heilbron en ek kom maak musiek, ons jam. En eendag sê Valiant vir my, het jy opgelet? Hierdie swarte mense wat saam met ons kom jam, dis altyd net 2 akkoords, A minor en G, en dit dan word dit 'n reggae tune. Of dit of E minor en D, which is the same thing. Ja. Spesifiek, dis hulle skryf almal, die songs klink hier dieselfde nie, maar dan is die 2 akkoorde van Heilbron, en dis die 2 akkoorde wat hulle gespeel het. Dit was ons jam sessions altyd A minor en G, het verskillende beats. Maar reggae het gepas daarbij, obviously. En jy sê nou jy en Valiant is saam by Heilbron. Dit is Hy was in die army, dink ek. okay, so. Hy naweke by kom bly. En dit is toe Heilbron nog 'n job was. Jy weet jy het uit Heilbron ontdek. Ja. Deur die kerk. Zo. Ja, die kerk het ons gevat. Om siele te red. Nee, om te vat hier na toe. Kom julle nie. Hoe om julle te gaan wys waarom nie? Nee, ja, maar dis was so 'n moese Volgende nog. Harry Bakkie, kom boy. Ja, dit is ek vir jou wil Rocky Street ontdek het. Hey, papa. Dis is op iemand rock and roll te speel en sê, mag jy luister? Ja. Ja, wat is hy wat so vir ons gesê dat dit hierdie plate so terug moet speel. Hoe ek kan jy. Dis ons het baie plate opgedoen. Nou wil jy dit hoor. En nou kom. Poetjie kos kompetisie. So. Is daar is net so baie amazing songs wat jy uit het. Ek kan nie wil nie op alles touch ek. Okay, kiting. Ek het kykie opgehou sing onlangs, daar was tye verander, jy weet. Ja. Die woorde wat ek gebruik het, Katie, jy was nie net 'n meitie. Okay, dis ek het dit toe bedoel as indirek. Dis die woord mate is iets wat ek self gebruik het. Maar ek het mettertyd besef jy kan nie eers dit raak daar's mense wat offended is. Soos
die K-woord, was dit nie ou liedjies, ons is allemaal K in ons hart. En die laaste keer toe ek het gespeel het, was by 'n show, dus daar 'n klomp swart mense in die gehoor wat baie ontsteld is. En ek stap toe na hulle, nou probeer ek vir hulle verduidelik ironie. En ek kon... Maar ek ken nie die Afrikaanse woord ironie nie. En ek weet nie hoe om het vir hulle te sê nie. Dit ek besef, ek speel liever nie meer daai liedjie nie. Dit dra... So Katie doen ek nou nie meer by live shows nie. Maar die ding van Katie was dat swart vrouens het ons groot gemaak. Absoluut. En Katie was my ma. En ja, Gladys was my al. Ja. Ek was baie nader aan Katie as ek sal haar nooit vergeet nie. So dis hoekom ek kyk gewoon aan die goeders wat vandag gaan en gaan net manne, my enigheid, ek wil nie daar na toe gaan. Raak julle Rieke waar? Daar was al iets wat my gesê het, maar ek kan nie nou onthou wat er... Myne raak waar. Vrugte? Ja. Ja? Ja. Nee, ek kan nou beeld. Ja, ek het 'n song geskryf voor ek wil by die see gaan bly. Ja, daar was hy nou, ja. Ja, ek dink ek nou is... Ek het lekker Lucas Maria sal doen met 'n miljoen songs by. Dit sal... Jy hom ooit geken? Ja, ek was baie mal oor Lucas. Ja. Ek was... Hy is 'n goeie ou. Ek was bevoorreg geweest. Janie de Tooy het my ontdek. So Janie, toe ek nou my eerste Afrikaanse album, dankzij jou, geskryf het en begin het, toe het Janie my ontdek, hy het 'n label gehad, JNS, en hy het my toe voorgestel aan Koenie en aan Lucas, en aan Lorika het hy my voorgestel, aan Christa Stein. Ag, ek was baie lief vir daai vrou gewees. So dit was my lekker om hulle in my lewe te hê. Ek nou boeke. Ja, ek wou eintlik mos maar van die begin af net 'n skrywer wees. Ek het nooit gedoen musiek gaan so hand uitdruk nie. En dit heeltemal. Dit het hand uitdruk. Ja. Tot so 'n mate dat ek op 'n stadium nie tyd gekry het om te skryf nie. Dis baie moeilik om albei te doen, want die een is 'n ekstroverte job en dit vat al jou naweke. Kom jy terug by die huis, 5 dae by die huis, jy is te moeg om te skryf. Ja, jy is nie lissing. Ek het nou hierdie winter wat nou voor ek het min shows. Ek het weer, dit is so heerlik, gister raak ek weer aan die gang met 'n novel en ek begin spoed optel. Nog, ek weet, dis my volgende Ek het daar so lekker. Ek het daarom 'n paar van jou boeke al gelees. Ek het Hotel Atlantis, met die swart vliee. En die ijsberg, wat is so... Ja, ek het dit, en natuurlijk, wat is hier met die engel? Die agste man, wat raak ek op die agste engel? Wat was dit? Was dit Dit is Sideband Jazz, ja. Hoe het ek ook gelees, en dan nog een, maar jy moet my laat weet as die nie in klas ek. Ja, nee, hy is... Want jy sê sci-fi. Dit soort van, ek het nou nog nie uitgegewer hier, maar ek worry nog nie daaroor. Ek moet hom net, ek is al oor bladsy 100, ek doen goed. Ek heb kort nog net so 150 bladsy, en as ek klaar. Hoe lang is so proses? Ek weet nie hoe lang het gaan vat, maar ek wil hier gou klaar maak. Ek wil hierdie jaar, ek wil om einde hierdie jaar moet ek klaar wees. En dan gaan ek begin rondshop vir iemand om het uit te gee. Dit is 'n onvoorspelbare proses. Jy weet nooit watter uitgewer gaan hou van watter boek nie. Jy kan dit nie voorspel nie. So daar's een ou wat 'n fan is en sê, ek het goeie pelle in die uitgewersbedryf. Johan Coetzee van Naledi se Kruipparty, en dan het ek Etienne Bloemhof by NB. Ons is close. Ons gesels amper elke dag. Stuur graag. Okay, ja. Dit beteken nie ons het laplaas 'n werksverhouding gehad, of dit gaan werk nie. Ek het geen idee. Okay, wat is, behalwe die boek nou, wat is nog vir jou opkomend? Wat al die lirieke wat hier so lê? Ja, ek het 'n lekker chord sequence gekry hier gister, en nou soek ek woorde wat pas by die akkoord. Ek kon nog nie daai liedjie kry nie. Nou gaan ek hier al my ou woorde om te kyk of daar die hierna die liedjie is wat nog nie 'n toonsetting het nie, maar fucking al die goed is klaar getoon. Ja, ek getraai. Nee, nog nie.
nog nie. Ek moet seker. Dit is so, ons praat nog in elke podcast oor die AI storie. Dis nogal 'n talk of the town. Maar dit Is nogal serieus. ja, ek Te scary. Jy kan vir hom sê, skryf 'n essay oor iets en dan in 'n paar sekondes. maar hier's 'n voorbeeld. So ek is Lucas het my altyd gesê man, koop vir jou hierdie woordeboekie, Afrikaanse spreekwoordeboekie, jy het jou spreekwoord en jy goed kies. So daar kom 'n hoek, daar kom dan dat jy word geïnspireer daardeur. So is AI nie maar net Doe dit vinniger. I'm just putting it out there. Ja. En ek Dit gaan nog confusion vir ons. Ja. Want hy raak so goed. ja, maar ja, You can't tell the difference. but Well, jy kan vir AI vra om 'n boek om 'n novel te skryf. Hy gaan dit dan doen. ja, nee, En dan kan jy dus 'n uitgewer gee asof dit jou werk. ja, ek sê dat Dit hang af hoe jy die vraag fraseer. ek dink- Hoe jy vir hom sê wat jy wil hê. ja, ek dink soos wat Johan Stemmet ook gesê het, die ding draai in 'n life toe. Ja. Dit is Wat jy sê ja. ja. Want hierdie nuwe AI wat nou uit is, VO3, wat hulle Ek het tog iets ek kan vir jou Ja. laat sing regtig. met jou stem. Dis hier. Jy kan 'n video maak wat lyk of ek seks het met iemand. Ja. En hy kan dit doen. En almal gaan dit glo. Ja, maar dit is se ding. Ons hou nou maar hierdie stories dop en kyk waar dit gaan. You know wat jy nie sou kan fake nie is Donald Trump. Want as hy nie daai rooi tas en daai blou baard Ja. het, is dit hy. Ja. Die ons deel in interessante tye. Maar Koos, that's a wrap my brother. Okay, cool. Ek wil net weer eens sê thank you for the music. Dankie. Thank you for the waking up the brain. Ja, yes. Dat jy ons jongens wat dink het, ons koppe opgeskiet het. Love you. Yes.